Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 3, 11 tot 17 April. Hoogmoed teenoor ootmoed. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons kom vandag na U met dankbare harte. Liewe Heer, vir die groot opoffering wat U aan die kruis vir ons gemaak het en die groot verlossing wat U vir ons bied. Ons vra wanneer ons nou U woord gaan bestudeer, liewe Heer, dat U teenwoordig mag wees en help ons asseblief dat ons geestelike oog en verstand mag oopgaan, dat ons U boodskap mag verstaan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, Lukas 18 vers 9 tot 14, 1 Johannes 1 vers 9, Hebreërs 11 vers 24 tot 26, Lukas 22 vers 24 tot 27, Filippense 2 vers 3 tot 8. Geheeteks, Lukas 14 vers 11, Nuwe Afrikaanse Bybel. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Lukas 14 vers 11, Nuwe Afrikaanse Bybel. Ken jy iemand met 'n reuse ego, wat meen dat hy of sy nooit ooit verkeerd is nie? Die meeste van ons het al met so 'n persoon te doen gehad, nie waar nie? Dalk ken jy iemand wat 'n beheervraat is, wat glad nie die ruimte vir ander se instruksies of opbouende kritiek gun nie. Miskien ken jy iemand wat voortdurend in een of ander konflik met ander gewikkeld blyk te wees. Of iemand wat gereeld ander mense op 'n meesterlike wyse afkraak. In ons oë is diegene wat sulke karaktergebreke vertoon altyd ander mense. Die vraag wat elkeen hom of haarself egter moet vra is, het ek nie dalk self ook 'n meerderwaardige houding nie? Hierdie uitwys van ander se hoogmoed, terwyl jy terselfdertyd jy jou eie ontken, is niks minder as selfmisleiding nie. Wie van ons het nog nie met ons eie meerderwaardigheid te kampe gehad nie? Elkeen van ons het al sulke situasies beleef. Ek gaan vir so en so in woord of daad of voorkoms wys dat ek beter as hulle is. In ons innerlike word hierdie oortuiging dus as 'n feit beskou. Ek oortref hierdie persoon met wie ek nou te doen het sy algeheel of in 'n bepaalde opsig. In 'n stadium het iemand die volgende oor houding te sê gehad: hoogmoed spruit uit die begeerte om vir ander te wys dat ons lewenswaarde het. Duidelik het ons lewenswaarde. Dit is iets wat die gelowige behoort te weet. Ons is immers God se handewerk, die mens vir wie hy boonop kom sterwe het. Hierdie week bekyk ons watter gevolge hoogmoed of eie waan vir ons verhouding met God in ons medemens inhou, as ook wat die Bybel oor 'n ootmoedige gees teenoor ander en natuurlik ook teenoor die Here te leer het. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 18 April. Sondag 12 April. Die ou vas wat hoogmoed het. Trots, oftewel trotsheid, eie waan of meerderwaardigheid, hoogvaardigheid of hooghartigheid. Waaraan laat hierdie jou dink? Dalk 'n neerhalende politikus of dalk 'n ryk of beroemde persoon met hul spoggerige lewens of selfs 'n pronkende pou. Trotsheid is die gevoel dat jy belangriker of beter as ander mense is. Dit is inderdaad 'n gevoel, een waarop jy nie kan of behoort staat te maak nie. Hoogmoed het by Lucifer begin, hy wat 'n gerub in die troonkamer was en God in sy teenwoordigheid gedien het. Nog die oorsprong van die selfsug, nog die presiese tydstip waarop dit posgevat het, is aan ons bekend. Wat duidelik is dat hierdie gedagtegang die heelal uiteindelik in die groot stryd gedompel het. Ons sien dus dat Satan die teenpool van God is.
Jesaja 14 vers 12 tot 14 sê vir ons: Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die daggeraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim oor die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Filippense 2 vers 5 tot 11 lees soos volg: Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel is en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot in heerlikheid van God die Vader. Filippense 2 vers 5 tot 11. Sedert Satan twyfel in Adam en Eva se harte gesaai het, stoei ons wêreld met die gevolge van sonde. Saam met die vertwyfeling het hy hulle boonop in 'n versoeking gebring, om liewer hulle self lief te hê en te vertrou, om die eie ek bo God te verhef. Lees 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Watter 3 kerngedagtes leer jy uit hierdie gedeelte aangaande hoogmoed en 'n liefde vir wêreldse dinge? Ons lees 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Kan trots, dalk hoogmoed of trotsheid ooit 'n positiewe ding wees? Let hier op die onderskeid in Afrikaans tussen trots en trotsheid. Eersgenoemde kan 'n positiewe gevoelswaarde hê. Daarenteen het trotsheid duidelik slegs 'n negatiewe gevoelswaarde, die wete, die houding dat die eie ek beter as ander is. Wanneer jy egter in jou noppies met iemand se prestasies is, of iemand oor hul optrede prys, is die algemeen aanvaarde uitdrukking immers, ek is trots op jou. So ons kan in die positiewe sin van die woord trots op ander wees. Neem ook in ag dat mense nie noodwendig verwaand is, net omdat jy uitnemendheid probeer nastreef nie, ook nie omdat jy 'n waardering vir jou gawes en talente het en daarmee saam bely dat daardie genadegawes van bo kom nie. Volgens die skrif is daar wel 'n aanvaarbare soort selfliefde. Let byvoorbeeld op Jesus se bevel in Markus 12 vers 31, waar hy ons aansê om ander lief te hê soos ons onsself liefhet. Nietemin is dit altyd 'n onselfsugtige liefde. Met ander woorde, dit is nie selfbehep nie. Wat meer is, met God se teenwoordigheid en die doelgeregtigheid wat dit bring, verdwyn alle trotsheid uit die gelowige se lewe. 1 Timoteus 3 vers 1 sê vir ons, dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 1 Timoteus 3 vers 1. Om nie aan God eer te gee vir die dinge wat hy in jou lewe vermag nie, dit is wanneer hoogmoed en ooghartigheid begin kop uitsteek. Wees versigtig in watter lig jy jou besittings, vaardighede en prestasies beskou. Besef dat hierdie dinge nie jou waarde bepaal nie. Nee, dit kom altyd van bo. Alles waaroor ons beskik, selfs daardie dinge wat ons in die versoeking kan bring om verwaand te wees, kom in elk geval slegs van die Here. Dit moet ons voortdurend in gedagte hou. Vra jouself af, hoe hooghartig is ek in werklikheid? Op watter wyse beïnvloed die verwaandheid wat ek koester my bande met God en ander? Maandag 13 April.
Ken jouself. Twee mans gaan kerk toe om te bid. Die een is 'n gesiene ouderling. Voor die oggendprogram staan hy heel voor in die kerk sodat almal hom kan sien. Hy bid hardop en dank die Here vir die goeie eienskappe waaroor hy na sy mening beskik. Die ander man, 'n randfiguur in die gemeenskap, staan reg agter in die kerk. Sy oë is dof van die trane. Al sy sondes rus swaar op sy gemoed. Agter in die hoek val hy op sy knieë en fluister desperaat: Here, ek is 'n sondaar, wees my genadig. Lees Lukas 18 vers 9 tot 14. Hoe voel jy oor die twee mans? Wat het Jesus van hulle gedink? En watter belangrike les kan elke gelowige hieruit put? Ons lees Lukas 18 vers 9 tot 14. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseër en die ander 'n tollenaar. En die fariseër het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my, sondaar, genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Lukas 18 vers 9 tot 14. Selfverheffing is so maklik. Jou prestasies en hoe goed jy in werklikheid vaar, glip sommer vinnig uit die mond. Dit gebeur as ware outomaties. Die reputasie wat ons in die hemelkoning se oë het, dit is eintlik waaraan ons moet steur. Op sigself vir die tipiese redes vir ons trotsheid geen uitwerking op God se beskouing nie. Om die waarheid te sê, die Here se beskouing is die keersy van die mens se skouerkloppery. Lukas 18 vers 14 in die Afrikaanse 2020 vertaling lees: Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, maar elkeen wat homself verneder, sal verhoog word. Voorts vermaan Jesus ons in Lukas 14 om eerder die minder goeie sitplek by 'n feesmaal te neem. Die gasheer kan self besluit of hy jou na 'n beter sitplek wil skuif al dan nie, verse 8 tot 10. Die koninkryk wat Jesus predik is onderste bo. Dit keer ons verwagtinge rakende prestasie en aansien mooietjies op die kop. Ellen G. White se Christ's Object Lessons bladsy 158 sê: Diegene wat hul sondigheid besef, is die enigste persone wat Jesus kan red. Deur eers ons ware toestand te besef, naamlik dat ons sondig is en ons behoefte aan Christus desperaat is, kan ons tot hom gaan met die wete dat as ons sondes bely, hy getrou en regverdig is om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, soos gelees in 1 Johannes 1 vers 9. Hoe nader ons aan Christus kom, hoe dieper die besef van ons eie sondigheid en onwaardigheid. Christ's Object Lessons bladsy 159 lees ook: Op slegs een manier verkry mens insig in die presiese aard van die eie ek, deur Christus te aanskou. Dit is juis ons onkunde oor Jesus wat die mens so vreeslik eie geregtig maak. Gelees in Christ's Object Lessons bladsy 159. So, wat dink die Here van trotsaards? 1 Petrus 5 vers 5 sê vir ons: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Duideliker kan geen mens dit stel nie. Wanneer laas het jy God se genade kennelik ervaar? Hierdie genade behoort ons inderdaad daagliks te beleef. Wat meer is, ons behoort dit ook aan ander te betoon. Bring nou tyd in gebed deur. Bid dat die Here jou deur sy almagtige hand tot verootmoediging sal bring, sodat hy en hy alleen jou op die bestemde tyd kan verhef.
Dinsdag 14 April. Moses, 'n nederige dienskneg. Die Egiptiese paleise van weleer was vreeslik spoggerig, die toonbeeld van weelde, plesier en gemak. Handelinge 7 vers 22 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees: Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en hy het uitgeblink in woord en daad. Handelinge 7 vers 22. 'n lewe van mag, rykdom en aansien, die kon hy kry as hy wou, tog kies Moses iets heeltemal anders. Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 246 lees soos volg: As geskiedskrywer, digter, filosoof, wetmaker en aanvoerder van die hele Egiptiese leer, het Moses geen gelyke gehad nie. Die wêreld het inderdaad aan sy voete gelê. Tog beskik hy uiteindelik oor die nodige inbors om die hoogs aantreklike vooruitsigte van roem, rykdom en grootsheid van die hand te wys. Nee, hy kies toe eerder om saam met die volk van God te lei, as om die vlietende vreugdes van sonde te smaak. Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 246. Lees Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Waarom het Moses 'n lewenspaadjie van verootmoediging en beskeidenheid gekies? Ons lees Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Besonder merkwaardig is Moses se latere nederigheid en aggenome hoe magtig hy eens op 'n tyd was en wat sy voormalige stand in die Egiptiese samelewing was. Tog vanweë 'n enkele impulsiewe sondige daad, toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het in Eksodus 2 vers 12, verloor hy al sy selfvertroue en selfgenoegsaamheid. Ontleding van alle eie waan en met berge as klaskamermure word Moses 40 jaar lank onderrig in die woestyn. Aan die voete van die Here verkry hy al die nodige vaardighede om 'n volk uit slawerny na die beloofde land te kan lei. Gemeet aan ewige dinge was die mag en rykdom wat 'n lewe van Egipteland hom kon gebied het, pure onbenulligheid. Die Here het hom pertinent geroep en Moses het gevolg. Besonder merkwaardig is wat Numeri 12 vers 3 oor hierdie onderwerp sê het. Die Afrikaans 2020 vertaling sê: maar die man Moses was baie beskeie, meer as enige mens op aarde. So, Moses, een van die Bybelse groot patriarge, was bekend vir sy nederigheid, vir sy ootmoedigheid. Oorweeg net die uitwerking op Moses se lewe en leierskap, indien trots die oorhand in al sy grootste oomblikke moes gekry het. Die brandende bos, die pla in Egipteland, die trek deur die Rooi See, die manna uit die hemel, die direkte gesprekke wat hy met God gehad het, die ontvangs van die 10 gebooie op Sinaï, die aanhoor van God se woord toe Moses op die rots geslaan het. Dink 'n bietjie aan jou eie lewe. Wat as iemand jou moes beskryf? Sou karaktereienskappe soos nederigheid, beskeidenheid en ootmoedigheid ter sprake gekom het? Gee 'n rede vir jou antwoord. Inderwaarheid kan ons nie uit ons eie nederig wees nie. Sonde is deel van ons lewens en daarom is ons behoefte aan Jesus so groot. Laai die lirieke van die internet af en luister na die liedjie I'd Rather Have Jesus. Beskou Moses se lewe as ook jou eie in die lig van hierdie liedjie. Woensdag 15 April. Die grootste oortreding. Stel jou voor, jy is een van die 12 disippels. Jy reis saam met Jesus, eet saam met Jesus, oornag saam met Jesus en leer direk by hom, na mate hy talle lewens, insluitend jou eie, transformeer. Almal drom om hom saam en wil hom sien.
So kom jy tot die besef hoe spesiaal jou roeping is. Hoe spesiaal dit is dat hy jou gevra het om een van sy 12 boesemvriende te wees. In 'n stadium ontstaan die vraag, watter een van julle is nou eintlik Jesus se bobaas disipel? Lees Lukas 22 vers 24 tot 27. Let op die meningsverskil rakende grootsheid wat onder die disippels ontstaan het. Wat was Jesus se siening in die verband? Watter van Jesus se woorde som sy leer hieroor besonder gepas op? Ons lees Lukas 22 vers 24 tot 27. En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. Want wie is groter, die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. Lukas 22 vers 24 tot 27. In daardie stadium was die disippels al vir 'n geruime tyd, dag en nag, saam met Jesus. So mense is nie eintlik sulke redekwalings by hulle te verwagte nie. Tog is dit presies wat gebeur het. Is die disippels tevrede met die belangrike feit dat hulle wel geroepe is? Allermins, trotsheid neem oor. Elkeen meen dat hy in een of ander opsig beter is as die res. Dit is so maklik om toe te laat dat sulke gedagtes die oorhand kry. Let egter op Ellen G. White se vermaning in die verband in Christ's Object Lessons, bladsy 154. Niks is so aanstootlik vir God of so gevaarlik vir die mens se ewige lot as trotsheid en selfgenoegsaamheid nie. Van alle sondes is dit die mees onherstelbare, die mees ongeneeslike soort. Ellen G. White, Christ's Object Lessons, bladsy 154. Ons moenie die erns van hierdie saak onderskat nie. Hierdie trotsheid wat ons het, is wat God die meeste aanstoot gee. Om alles te kroon, is dit 'n moeilike oorkombare karaktergebrek, omdat ons daarteen blind staar. Hierdie toestand van selfgenoegsaamheid waarin ons verkeer, maak dat ons wye draaie om selfondersoek loop, want vir die eie ek moet trotsheid immers septer swaai. Ons moet egter tot inkeer kom. Ons moet ons harte ondersoek. Deur gebed moet die skille van ons oë afval, sodat ons ware toestand kan raak sien, aangesien trotsheid waarskynlik die groot rede is waarom die eie tydse gelowige dikwels nie 'n hegte band met God het nie. Sodra jy tot die besef gekom het dat trotsheid en selfsug slegs deur die Here uit jou innerlike verwyder kan word, kan jy stil raak en die volgende gebed bid. Ons lees en sluit af met die volgende aanhaling uit Christ's Object Lessons, bladsy 159. Heer, neem my hart, want ek self kan dit nie gee nie, dit behoort aan U. Hou dit rein, want ek self kan dit nie rein hou nie. Red my ten spyte van wie en wat ek is, ten spyte van die swakke en selfsugtige eie ek wat ek het. Vorm my en maak my, voer my na die hoogste spitse van edelheid en heiligheid, na plekke waar die water van U liefde soos riviere deur my innerlike kan stroom. Ellen G. White, Christ's Object Lessons, bladsy 159. Donderdag, 16 April. Aanskou hom. Lees weer Lukas 22 vers 27. Wat is die groot boodskap vir elke volgeling van Jesus? Ons lees Lukas 22 vers 27. Want wie is groter, die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. Lukas 22 vers 27. In teenstelling met die disippels wat na meerderwaardigheid smag, wat meen dat die een beter is as die ander, het ons vir Jesus, die absolute vergestalting van nederigheid, die een wat gesê het, maar ek is onder julle soos een wat dien. Ja,
Jesus is die een wat daagliks in die mense om hom se behoeftes voorsien het, omdat hy oorgeloop het van deernis en omdat die skare vir hom so skape onder 'n herder was. Diepgaande was die besef dat hy die mense se grootste behoefte was, 'n waarheid wat tot baie min deurgedring het. Ja, dit is hierdie Jesus wat die hemel prysgegee het, sodat hy vir die mense kon sterwe, met die hoop dat ons sy genadedaad sal verstaan en die uitnodiging sal aanvaar om 'n hegte band met hom te hê. Lees Filippense 2 vers 3 tot 8. Hoe behoort ons volgens hierdie skrifgedeelte ten aanskoue van die kruis te lewe? Ons lees Filippense 2 vers 3 tot 8. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Filippense 2 vers 3 tot 8. Vir ons het Jesus alles vermag en alles gedra. Mens moet net lank genoeg stil staan om daadwerklik raak sien en 'n klinkklare prentjie van hom kry. Dan kan jy nie anders as jou onreinheid en jou vodde raak sien nie. Dan kom jou desperate behoefte aan hom aan die lig. Ons moet net ons oë op hom gerig hou. Sodoende verdof alles, veral die eie ek en die se gewaande grootsheid. Dit word pure onsin. Wie Jesus is, wat hy gedoen het en hoe lief hy sy skepping het, word dan die spil waarom alles draai. Met ons oë op hom gerig, sal die eie ek ongetwyfeld soos mis voor die son verdwyn. Jesus, wat 'n lieflike en magtige naam. Hy is die toonbeeld van nederigheid. Wanneer ons ontvanklik vir hom is, bereid is om by hom te leer, wanneer ons begryp wat hy vir ons gedoen het en toelaat dat sy lewensgewende woorde tot hart en verstand deurdring, sal ons besef hoe hoogmoedig en elendig ons in werklikheid is. Kom, laat ons nie onsself flous nie. As Jesus se eie disippels, persone wat hom op 'n tasbare wyse beleef en direk van hom geleer het, dan met hoogmoed gesukkel het, hoeveel te meer ons? Ons kan per slot van rekening slegs in Christus toeneem as ons nederigheid aan die dag lê. Bring nou bykomende tyd saam met Jesus deur. Neem jou Bybel en 'n pen en 'n joernaal of 'n skryfboekie en gaan sit eenkant op 'n stil plek. Buite kan ook werk. Vra dan die Here om jou hart ontvanklik te maak en dan op 'n deurdringende wyse met jou te praat. Skryf Psalm 138 net so in 'n joernaal of skryfboekie op. Watter woorde of uitdrukkings is vir jou besonder opvallend? Ons lees en sluit af met Psalm 138. Dank vir verlossing, 'n Psalm van Dawid. Ek sal U loof met my hele hart. In die teenwoordigheid van die gode sal ek psalms sing tot U eer. Ek sal my neerbuig na U heilige paleis en U naam loof, om U goedertierendheid en om U trou ontwil. Want U het vanweë U ganse naam U toesegging groot gemaak. Die dag toe ek geroep het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel. Al die konings van die aarde sal U loof, o Here, as hulle gehoor het die woorde van U mond, en hulle sal sing vanweë van die Here, want die heerlikheid van die Here is groot. Want die Here is verhewe, nogtans sien hy die nederige aan en die hoogmoedige ken hy uit die verte. As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe. U steek U hand uit teen die toren van my vyande en die regterhand verlos my. Die Here sal dit vir my volëindig. U goedertierendheid, Here, is tot in ewigheid. Laat nie vaar die werke van U hande nie. Psalm 138. Vrydag,
17 April vir verdere studie. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Christ's Object Lessons, bladsy 160. Hoe nader ons aan Jesus kom en hoe duideliker ons die skoonheid van sy karakter raak sien, hoe duideliker sal die uitermate sondigheid van sonde vir ons uitstaan en hoe minder sal ons selfverheffing begeer. Wie beskou die Hemelkoning as heilig is? Dit is diegene wat die heel laaste is om met hul eie goedheid op die koop te loop. Ellen G. White, Christ Object Lessons, bladsy 160. Die volgende aanhalings gaan ons lees uit Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 436 en 437. Die ontvang van eerbewyse. Dit is nie wat voorrang moet geniet nie, maar nederigheid. Ten einde 'n verhewe posisie in die samelewing te beklee, kies die Hemelkoning die tipe werker wat, net soos Johannes die Doper, bereid is om die laagste posisie aan die voete van die Here in te neem. Wanneer dit by die werk van God kom, is die mees kinderlike disipel die mees doeltreffende. Vir God is samewerking tussen die verhewe denke van sy hemelhowe en die mens wel moontlik, mits daardie persoon sieleredding en nie selfverheffing nastreef nie. Sodra 'n man of vrou hulle self verhef, tot die oortuiging kom dat God se groot verlossingsplan nie sonder hulle kan slaag nie, sit die Here sy werk sonder sulke mense voort. Blote onderrig oor die aard van sy koninkryk was nie genoeg vir Jesus se disippels nie. 'n Hartsverandering is wat hulle benodig het om in pas met die beginsels van daardie koninkryk gebring te word. Die eenvoud, 'n afsterf van die eie ek en liefde met die kinderlike vertroue, dit is die eienskappe wat die Hemelkoning op prys stel. Dit is die karaktertrekke van die ware grootsheid. Elkeen wat opregte berou toon, is kosbaar in die oë van die Here. Dit is nie rykdom of intellektuele sukses wat bepaal of die Here sy seël van goedkeuring aan iemand sal gee, al dan nie, maar te mate waartoe daardie persoon aan Christus verkleef is. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 436 en 437. Vraag vir bespreking. Vraag nommer 1. Lees Matteus 23 vers 12, Psalm 25 vers 9 en Psalm 149 vers 4, sowel as Jakobus 4 vers 6 en vers 10. Watter verdere insigte oor trotsheid of hoogmoed en nederigheid kry mens uit hierdie skrifgedeeltes? Matteus 23 vers 12 sê, wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Psalm 25 vers 9 sê, hy sal die ootmoediges lei in die reg, en die ootmoediges sy weg leer. Psalm 149 vers 4 sê vir ons, want die Here het 'n welbehae in sy volk, hy versier die ootmoediges met heil. Jakobus 4 vers 6 en vers 10 sê vir ons, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Vraag nommer 2. Ellen G. White gebruik die uitdrukking in Christ Object Lessons om met hul eie goedheid te koop loop. Wees nou eerlik met jouself. Het jy dit onlangs gedoen? Watter uitwerking het dit op jou bande met God gehad? Wat van jou bande met die wat daardie spoggery moes aanhoor en sien? Vraag nommer 3. Watter gedeeltes van jou lewe het verandering nodig, sodat jy jou voor die Here kan verootmoedig ten einde 'n nouer wandel en sterker verhouding met hom kan hê? Ter opsomming, trotsheid, verwaandheid of hoogmoed is soms een van die grootste struikelblokke in die gelowige se strewe om toe te neem in Christus en 'n hegte verhouding of band met die Here te hê. As ons egter selfgenoegsaam is en nie ons groot behoefte aan hierdie hegte verhouding met God besef nie, is daar geen sprake van so 'n strewe nie. In teenstelling met hierdie trotse argeloosheid,
was Jesus die nederigste persoon op aarde en die volmaakste voorbeeld van hoe mense 'n hegte verhouding met God nastreef. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Vader, ons kom weer eens na U met baie dankbare harte. Liewe Heer, ons is dankbaar vir die voorreg dat ons elke dag kan leer van U, dat ons die voorreg het om elke dag uit U woord te leer. Liewe Heer, seën asseblief hierdie studie wat ons hierdie week bestudeer het. Liewe Heer, laat elke woord op ons harte bly, dat ons 'n nouer en hegter verhouding en band met U kan hê. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.